dis lekker om weer saam met julle te kan kuier vandag. En vandag spring ons weg met ons 9 weke reis deur Richard Foster se boek oor gebed, wat ons eintlik laasweek begin het om te intro. En vandag gaan ons spesifiek stil staan by die eerste tipe gebed, wat veral onder die heel eerste van daai 3 bewegings waarvan ons gepraat het staan, die moving inward and seeking the transformation we need beweging. So dalk moet ons eers vir mekaar sê wat hierdie eerste beweging behels, die moving inward beweging. Hy herinner ons primêr dat to pray is to change. Gebed moet transformasie en verandering in my hart bring. En is eintlik, as jy baie mooi daaroor dink, nogal 'n ongelooflike stuk groot genade. Hoe groot en amazing is God dat hy 'n pad of 'n tool vir my en jou gee, wat ons kan stap waar ons lewens oorgeneem kan word deur liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die gebed waarna ons vandag gaan kyk is die eenvoudige gebed of the simple prayer. En ek sou dit nie as 'n tegniek beskou nie, maar eerder net as 'n manier om eerlik teenwoordig te wees voor God. En hierdie eenvoudige gebed beteken niks anders as kom nes jy is. Dom Chapman som dit op as wanneer hy sê, pray as you can, not as you can't. En hierdie gebed, hierdie eenvoudige gebed, is die plek waar alles eintlik begin. Dit is om eerlik vir God te sê wat werklik in jou hart aangaan. Nie wat daar behoort te wees nie, nie wat mooi of goed of reg klink nie, maar wat werklik leef en is in jou hart. Die psalms is vol van hierdie gebede, hierdie tipe gebede van vreugde, van woede, van verwarring, van vrees, van dankbaarheid, al die emosies. God vra nie vir my en jou van netjiese goeie taalgebede nie, hy vra vir egte gebede, hy soek jou hart. En die vreemde ding is, dat ons meeste van die kere nie self seker is wat ons terughou of keer om te bid nie. Ons is natuurlik baie besig, ons sê dit vir mekaar gereeld, besig met werk, besig met familie, maar Foster sê, dis maar net 'n smokescreen. Hy sê ons besig wees keer ons nog nooit of keer ons selde daarvan om te eet of om te slaap. Ons is nie te besig daarvoor nie. So hy sê daar's 'n klomp goed wat ons keer om te bid, waaroor ons nog gaan gesels in die weke wat voorlê, maar hier by die eenvoudige gebed is daar een spesifieke ding of 'n hoofding wat ons keer. En dis die idee dat ons eers alles moet perfek hê. Alles 100% reg moet hê voor ons kan bid. Alles moet eers gefine-tune wees in ons lewe. Ons motiewe moet eers 100% suiwer wees voor ons kan bid. Hoor wat sê Foster hieroor in sy boek oor prayer. Hy sê, I used to think that I needed to get all my motives straightened out before I could pray. Really pray. I would be in some prayer group, for example, and I would examine what I have just prayed and think to myself, how utterly foolish and self-centered. I can't pray this way. And so I would determine never to pray again until my motives were pure. You understand, I did not want to be a hypocrite. I knew that God is holy and righteous. I knew that prayer is no magic incarnation. I knew that I must not use God for my own needs. But the practical effect of all this internal soul searching was a complete paralysis to my ability to pray. The truth of the matter is, we all come to prayer with a tangled mass of motives, altruistic and selfish, merciful and hateful, loving and bitter. Frankly, this side of eternity, we will never unravel the good from the bad, the pure from the impure. But what I have come to see is that God is big enough to receive us with all our mixture. We do not have to be bright or pure or filled with faith or anything. That is what grace means. And not only are we saved by grace, we live by it as well, and we pray by it. Dis die goeie nuus. Jy kan kom nes jy is, met jou messiness, met jou vrae, met jou vreemde motiewe, met jou emosies, selfs met jou selfsug. God is groot genoeg om dit te hoor. Dis net soos met kinders. God wil hoor wat in jou lewe aangaan, al weet hy klaar wat daar aangaan. Hy wil hê jy moet met hom kom praat daaroor. Dink bietjie daaraan. Soms kom kinders na hulle ouers toe met die vreemdste versoeke en soms met baie selfsugtige versoeke. En dan dink ouers dalk by hulle self, wat het verkeerd gegaan? En ouers is dalk teleurgesteld as gevolg van sekere versoeke, maar hulle is meer teleurgesteld en seergemaak wanneer hulle kinders nooit na hulle toe kom om te praat oor wat in hulle harte leef nie. Maak nie saak hoe mean of selfsugtig dit is wat hulle vra nie. Ouers is tog te bly wanneer hulle kids met hulle kom praat oor wat ook al in hulle harte leef. Mixed emotions en motives en al.
En dis presies hoe dit werk met gebed ook. Ek en jy gaan nooit suiwer genoeg motiewe hê nie. Ons gaan nooit goed genoeg wees nie. Ons moet eenvoudig net begin bid. En die amazing ding wat ons op hierdie journey gaan beleef is, dat dit juist deur gebed is in ons interaksie met God, wat ons motiewe verander, ons harte getransformeer word, en ons gebede al minder selfsugtig begin klink. So eenvoudige gebede, kom ek en jy na God toe nes jy is, met jou mooi en met jou lelik, en jy maak jou hart oop. Jy bring jou versoeke na jou liefdevolle hemelse Vader. Hierdie gebed, hierdie eenvoudige gebed is waar ons unpretentious is met ons bekommernisse en ons deel dit met God. In die Bybel is dit juist die mees algemene gebede wat ons kry. Dink aan Moses en al sy klagtes of die psalmdigter oor sy lekker kry as gevolg van die dood van sy vyand se kinders. Gaan lees 'n bietjie Psalm 137 vers 9. Dis nogals interessant. Maar dan juis in die middel van hierdie messy gebede, in die middel van hierdie selfgesentreerde gebede, in hierdie self-serving gebede, sien ons van die mooiste woorde raak. Dink dan weer aan Moses, wat net 'n bietjie later intree in gebed voor God namens die hardkoppige en ongehoorsame Israeliete, en hy vra vir die Here vergewe hulle, daar in Eksodus 32. Of dink weer aan die psalmskrywer in Psalm 119, vers 97, waar hy praat oor hoe wonderlik die Here is, en hoe wonderlik sy woord is, en sy wet is. In die eenvoudige gebed bring ons die goeie, en die slegte motiewe, die mooi en die lelik in ons harte, saamgemix voor die Here. Eenvoudige gebed is doodnormale mense wat hulle doodgewone bekommernisse bring na 'n liefdevolle, compassionate hemelse Vader. En hier is geen voorgee daar nie. Wanneer Jesus ons leer om te bid, dink bietjie aan die Onse Vader, is dit juist wat hy ons leer, die eenvoudige gebed. Hy sê, vra vir my vir jou daaglikse brood. Dit beteken elke dag moet ons hierdie eenvoudige gebed bid, want ons het elke dag behoeftes, needs wat ons van hom kan vra. So kom ons stop hier vir 'n oomblik en gesels 'n bietjie in julle groep oor wat hou jou terug daarvan om eerlike, eenvoudige gebede oor die doodnormale te bid. Chat 'n bietjie daaroor. Kom ons raak 'n bietjie prakties en ons vra vir mekaar die vraag, waar begin ons? Ons het nou 'n klomp goed vir mekaar gesê en die antwoord vir hierdie vraag, waar begin ons, is eintlik eenvoudig. Begin waar jy is. In ons families, ons werke, ons bure, ons communities. Bid oor die normale, mundane dinge van die lewe. Foster stel dit so powerful. Hoor gou hierdie kort stukkie wat hy sê, juis oor hierdie. Hy sê, to believe that God can reach us and bless us in the ordinary junctures of daily life is the stuff of prayer. But we want to throw this away. So hard is it for us to believe that God would enter our space. God can't bless me here, we moan. When I graduate, when I'm the chairman of the board, when I'm the president of the company, when I'm the senior pastor, then God can bless me. But you see, the only place God can bless us is where we are, because that is the only place where we are. Die Here kan jou net sien daar waar jy is, in die normale, in die messy, in die de mekaar, want dis waar jy is. Hy sê verder, do you remember Moses at the burning bush? God had to tell him to take off his shoes. He did not know he was on holy ground. And if we can just come to see that where we are is holy ground in our jobs and our homes with our co-workers and friends and families, this is where we learn to pray. Die detail van jou lewe is die proper content van jou eenvoudige gebede. So gesels met hom oor jou daaglikse staf van jou lewe. Deel jou hurts en jou hang-ups, jou swaar kry, jou vreugdes vrylik en openlik met God, want hy luister met compassion en liefde na jou. He delights in your presence. Hy wil hê jy moet teenwoordig wees. So wanneer jy so bid, sal jy iets amazing ontdek. Jy gaan ontdek dat deur te bid, ons werklik leer hoe om te bid. Die eenvoudige gebed is altyd die begin van transformasie van ons harte. Iewers kom maar 'n swaai in ons denke as ons net eenvoudige gebede bid, van 'n verstaan dat God deel is van my lewe, na 'n besef dat ons deel is van sy lewe. Dan skuif God van die kantlyn van ons gebede na die senter van ons gebede. Hoor wat sê Psalm 62 vers 9. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle harte voor hom uit, want God is vir ons 'n toevlug. So gesels 'n bietjie oor die volgende vraag.
Wanneer laas het jy 'n eenvoudige gebed gebid, waar jy met God gepraat het oor die normale dinge van jou hart en jou lewe? En wat het met jou gebeur, toe jy jou hart voor God uitgestort het? Gesels hieroor en dan gaan ons aan. So ek het sommer net vir jou 'n eenvoudige uitnodiging vir die week. Vat elke dag 1 oomblik en bid 'n eenvoudige gebed. Moet dit nie oordink nie, moenie bekommerd wees oor jou motiewe en jou selfsug ensovoorts nie. Die Here wil hê sy kinders moet met hom praat oor alles. Soos ons die journey aangaan, soos ons verder gaan, sal ons sien dat dit juist deur eenvoudige gebede is en al die gebede wat volg, hoe die Here jou daagliks sal transformeer en verander. So vra sommer vandag vir die Here as julle ook saam afsluit. Here, kom leer ons om ons harte voor U uit te stort en kom maak ons oë oop vir U teenwoordigheid in die alledaagse mundane dinge van die lewe. So bid sommer nou saam en sluit saam af en dan sien ons mekaar volgende week wanneer ons verder journey in gebed. Blessings.